Daar's 'n storie van 3 vriende wat vakansie in New York gaan hou het. Op hulle laaste aand het hulle bietjie te lekker gekuier. Toe hulle by die hotel kom, ontdek hulle maar die krag is af en die hele gebou is donker. Hulle kamers was op die 60ste vloer en die huisbakke het nie gewerk nie. So besluit hulle 3 om hierdie trappe te klim. Nou jy kan dink dit is 'n lang end om te klim. Maar om die tyd so bietjie aan te help en hulle gemoedere hoog te hou, het die eerste een snaakse stories vertel vir die eerste 20 verdiepings. Die tweede vriend sê toe hy sal spookstories vertel vir die volgende 20. En die derde een deel sy hele lange lewensstorie. Hulle het geklim en geklim, geswoeg en gesweet, dit neem hulle 4,5 ure se klim in die donker. Toe hulle uiteindelik by die 60ste vloer kom, uitgeput, sê die een, ouens, ek weet nie om dit vir julle te sê nie, maar ek het vergeet om ons kamersleutel by die ontvangs te gaan haal. Dit kan jy jou voorstel. Al die moeite, al die klim, net om uit te vind, jy het nie eintlik wat jy nodig het nie. En vandag wil ek jou vra, het jy die sleutel? En wanneer ek praat van die sleutel, bedoel ek 'n lewende geloof. Sonder dit kan ons klim en strewe en werk, maar ons sal nooit ingaan in die lewe wat God vir ons het nie. Het was Paulus wat gesê het, al wat altyd sal bly, is geloof en hoop en liefde. En die grootste hiervan is die liefde. Nou voordat ons praat oor wat geloof is, kom ons wees duidelik oor wat dit nie is nie. Geloof is nie blinde optimisme nie. Om positief te wees is wonderlik, dis baie beter as om negatief deur die lewe te gaan, maar geloof gaan dieper as om net goeie denke te dink. Geloof is ook nie 'n sprong in die donker nie, dit gaan nie daaroor om jouself op te sweep of genoeg geestelike entoesiasme te genereer nie. So wat is geloof? Paulus skryf, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof in Efesiërs 2. En hy sê hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God. Genade is God se geskenk vir ons. Maar hoe ontvang ons dit? As ons hierdie skrif na kyk, as ons luister na Paulus se lering, dan leer ons dit kom deur geloof. Geloof is soos 'n oop hand wat 'n geskenk ontvang. Net die daad van jou hande oopmaak, dit is ook 'n geskenk. Jy kan nie daai geskenk verdien nie. Jy kan nie daarvoor werk nie. Jy kan dit net ontvang. En ons almal reis deur hierdie lewe, party van ons teen 'n ongelooflike spoed. Van ons voel so 'n bietjie vasgevang, stak, ek gaan nêrens, die lewe gaan aan, maar ek staan stil. Maar hier's wat saak maak. Sonder geloof kan ons die ware bestemming van ons een lewe misloop. Jy kan tot by die 60ste vloer klim, jy kan bereik, presteer, sukses behaal volgens elke wêreldse maatstaf. Maar as jy nie die sleutel van geloof het nie, sal jy uitvind, jy kan nie ingaan in die lewe wat God vir jou het nie. So hoe groei ons in 'n lewende geloof? Hoe groei ons in hierdie geskenk wat vir ons gegee is deur die Here? Wat van ons dade? Wel, hier is die waarheid. Dit is onmoontlik om geloof te skei van wat ons doen. Werklike geloof produseer altyd aksie. En een van die eerste tree van om te lewe, om te doen, om 'n dader van my geloof en die woord te word is, maak die deur oop. En ontvang hierdie geloof as geskenk. Geloof kom as 'n geskenk wanneer jy jou lewe oopmaak vir Jesus en sy woord. Paulus sê dit vir ons duidelik. Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God, Romeine 10:17. Wanneer jy die deur van jou lewe oopmaak vir Jesus, oopmaak vir sy boodskap, dan bring hy geloof saam met hom. Jy kan dit nie opwerk nie. Kom as 'n geskenk wanneer jy hom ontmoet. Nou dink aan hoe jy 'n deur oopmaak. Soms wanneer ek by iemand se deur klop,
maak hulle nie oop nie. Soms kom ek na hulle deur toe, en hulle maak hom so oop op 'n skreefie en praat deur 'n skreefie. Soms kan ek sien, dis bietjie deur mekaar daar binne, goed word gou weggepak en reggepak voor hulle die deur oopmaak. Maar die mooiste oomblikke, wat ek al beleef het as ek by iemand se deur aanklop, is wanneer iemand daai deur oopmaak en sê, hoorie, jammer, die huis is 'n gemors, is deur mekaar, maar kom maar in. Nou Jesus klop aan die deur van jou lewe. Hy hou nooit op klop met sy woord nie, met sy boodskap nie. Hy soek nie, hy verwag nie, dat ek en jy eers alles moet skoonmaak nie. Hy wag vir jou en my om te sê, Here, hierdie huis is 'n bietjie deur mekaar en 'n gemors, maar kom asseblief in. Paulus sê aan Timoteus, om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het. Ek weet in wie ek glo. Merk daardie twee woorde saam op, weet en glo. Hulle hoort by mekaar. Werklike geloof is nie los van kennis nie, maar is 'n ander soort weet as net intellektueel. Geloof is om te weet dat God werklik is en teenwoordig is in elke oomblik. Jy's nooit ooit alleen nie. Jy's in Christus geliefd, aanvaar en vergewe. Al God se hulpbronne vir jou is beskikbaar deur sy Gees en niks, absoluut niks, kan jou van God se liefde skei nie. Dis anders as wensdenkery. Dis om innerlik te weet. So wanneer die huis bietjie deur mekaar lyk van my lewe, wanneer my huwelik uitmekaar val, en ek nog 'n slapelose nag in die gesig staar, wanneer ek 'n verskriklike fout gemaak het en ek dink ek kan dit nie ongedaan maak nie, wanneer jy by die graf staan van iemand wat jy liefhet, wanneer jy 'n besluit moet neem en jy voel heeltemal alleen, wanneer die diagnose terugkom en alles verander, wanneer jy wakker word en nog 'n dag van depressie in die gesig staar, nog 'n geveg net om uit die bed uit te kom. In daardie oomblikke, in daai oomblikke van ons lewe, het ons nie teorieë oor God nodig nie. Maar ons wil weet, werklik weet, innerlik weet, dat ons vasgehou word, dat ons geliefd is en dat ons nie alleen is nie. Maak die deur oop, want hy wil daardie geskenk vir jou gee. En die uitnodiging is om elke dag te probeer 'n ruimte maak om daai deur oop te maak. Dalk is dit 10 minute waar jy net hardop 'n skrifgedeelte lees, waar jy met Jesus hardop daaroor praat, jou hart eerlik deel, oopmaak dat hy kan inkom en jy hom nooi in die gemors, in die mooi, in die goed, in die netjiese huis, onnetjiese huis in jou lewe. Nooi hom in en ontvang die geskenk van geloof wat hy saam met hom bring. Die tweede uitnodiging is om te begin waar jy is met wat jy het. Leef jou geloof. Groei in geloof deur dit onmiddellik in praktyk te bring. Jesus sê vir Thomas, onthou jy vir Thomas, hy twyfel, hy is so twyfelend. Maar Jesus sê vir hom, raak my aan, doen iets. En Thomas reageer en sy geloof groei in die oomblik waar hy reageer en iets doen, maak nie saak hoe klein dat sy geloof op daai oomblik voel nie. Watter geloof jy ook al het, watter mate van geloof jy ook al het, hoe klein ook al, praktiseer dit nou in jou lewe. Dink so daaroor. Jy oortree nooit wat jy werklik glo in die lewe nie. Jou dade openbaar jou werklike oortuigings. Jy doen iets met dit wat jy 'n innerlike wete oor het. So as ek sê, ek glo koffie kry my aan die gang in die oggend, wat doen ek? Ek gaan drink die koffie. Ek hoef nie myself daaroor op te swoop nie. As ek sê, ek glo in swaartekrag, gaan ek nie van geboue afspring om dit te bewys nie. Ek hoef nie myself konstant te herinner nie, maar my dade, my manier van leef, demonstreer my oortuiging. En dieselfde is waar met geloof in die Here. Jakobus sê, 'n mens word nie geregverdig deur geloof alleen nie, maar deur geloof wat werk. Paulus sê, ons is geroep tot die gehoorsaamheid wat uit geloof uitkom. En hulle sê hier dieselfde ding. Werklike geloof verander alles oor hoe jy leef. As ek regtig weet ek is geliefd en vergewe, sal dit vorm hoe ek leef.
As ek regtig weet, God se hulpbronne is beskikbaar vir my, sal dit affekteer hoe ek uitdagings in die gesig staar. As ek regtig weet, niks kan my van God se liefde skei nie, sal dit verander hoe ek selfs lyding in die gesig staar. En hier's waar baie van ons vashaak. Ons bekommer ons dat ons nie genoeg geloof het nie. Ons kan nie begin net met waar ons is nie, maar hier's die waarheid. Dis nie die kwaliteit van jou geloof wat jou red nie. Dis die objek van jou geloof. Dis wie jy in glo. Dink aan Abraham. Hy staan bekend as die kampioen van geloof. As jy sy storie ken, weet jy, sy geloof was ver van indrukwekkend. Hy het gejok dat sy vrou sy suster is 2 keer om homself te beskerm. Hy het 'n kind gehad met 'n slavin, omdat hy nie kon wag vir God se tyd nie. En toe God hom 'n seun beloof het, hy onder sy asem gelag. Tog sê die skrif, hy het God geglo, hy het geloof gehad, en dit is hom as geregtigheid toegereken. Paulus sê hy het nie gewankel in geloof nie, dat hy ten volle oortuig was van God se krag. Hoe kan albei waar wees? Omdat die held van Abraham se storie nie Abraham is nie. Dis God. Abraham was 'n gewone, verwarde, bang man. Hy het geweet sy liggaam was so goed as dood. Hy het geweet sy vrou se skoot was dood. Hy kon dit nie laat gebeur nie. Hy was heeltemal afhanklik van God en God alleen. Hy het klein geloof in 'n groot God geplaas. En dit was genoeg. Jesus het gesê, jy het net geloof so groot as 'n mosterdsaadjie nodig. Hoekom? Omdat jy 'n groot God het. Het is beter om 'n klein geloof in 'n groot God te hê as 'n groot geloof in 'n klein God. Dink aan die Israeliete wat deur die Rooi See getrek het. God het die waters oopgemaak. Mure van water aan beide kante. Party het dit waarskynlik geniet, gejuig met vertroue, die grootheid van die Here. Ander was waarskynlik bang, oortuig hulle gaan doodgaan. Hulle het verskillende uitdrukkings van geloof, verskillende mates van geloof gehad, maar hulle was almal ewe gered. Die mure van die water het vir hulle almal gehou. Die karakter van jou geloof word bepaal deur die karakter van die God in wie jy glo. En ons God is die God wat iets uit niks skep nie, wat die dooies tot lewe roep, wat 'n weg maak waar daar nie 'n weg is nie. Dis die God in wie ons glo. So begin met wat jy het en waar jy is. Vertrou op hom. En dan stap saam met ander. Jy hoef nie alleen te glo nie. Moenie hierdie reis alleen reis nie. Hoekom maak dit saak dat ons saam met ander hierdie pad stap? Want jou geloof kan soms 'n knou kry. Soms gaan jy deur 'n ervaring wat jou vertroue in Christus stamp. Dit is die lewe. Dit is die gebrokenheid van hierdie lewe waarin ons nou leef. Daar gaan 'n dag kom wat dit nie meer oor ons pad kom nie en nie meer 'n uitdaging is nie, maar in daardie oomblikke waar ek dit nou beleef, in die gebrokenheid van myself en hierdie wêreld, het ons mense nodig wie se geloof ons kan ophou. Hulle geloof kan jou op 'n of ander manier aansteek, aanmoedig, help om aan te hou aangaan. Ek dink aan 'n vriendin met wie ek onlangs tyd deurgebring het. Sy sterk van buite, maar veg daagliks teen kliniese depressie. En nadat ons tyd saam deurgebring het sy vir my boodskap gestuur en sy het vir my gesê, jou geloof help my geloof. Dis dit werk. Ons hou mekaar op, ons herinner mekaar aan wat waar is, wanneer ons dit nie self kan sien nie. En ek het verskeie sulke mense ook in my eie lewe al gehad, waar ek vasgevang voel, onseker voel. Maar hulle geloof help my geloof. Nou, dit is belangrik vir my om hier dit te noem. Ons almal gaan deur ervarings wat ons skud. En wanneer ons twyfel, is dit nie 'n sonde nie. Twyfel is anders as ongeloof. Wanneer jy in twyfel is, worstel jy steeds, soek jy steeds. Jy het nie opgegee nie, jy sukkel net om duidelik te sien. En Jesus het Thomas in sy twyfel ontmoet, sonder een woord van veroordeling. Jesus ontmoet ons in ons twyfel, as ons bereid is om dit na hom toe te bring.
Vir party van ons is die mees bevrydende ding wat jy vandag kan doen om eerlik met God te wees oor daardie diep twyfel wat in jou weggesteek is. Moenie skaam wees nie. Moenie skaam daarvoor wees nie. Bring dit in die lig, deel dit met God, deel dit met iemand wat jy vertrou, want dikwels agter ons twyfel is daar pyn of tragedie of hartseer en Jesus ontmoet ons daar. So dalk wil jy 1 of 2 mense wat op hierdie reis is, wat saam met jou stap identifiseer. Mense wat eerlik sal wees oor hulle eie stryd, maar jou ook sal vashou wanneer jou net te swaar voel. So laat ek jou nog een keer vra. Het jy die sleutel? Die sleutel is 'n lewende geloof, 'n diep innerlike wete, dat jy deur God in Christus geliefd, aanvaar en vergewe is. Dat jy nooit alleen is nie. Dat al God se hulpbronne joune is. Dat niks jou van God se liefde kan skei nie. Jy het nie die perfekte geloof nodig nie. Jy hoef nie alles uitgewerk te hê nie. Jy moet net die deur oopmaak vir Jesus. Stap saam met ander. Eerlik wees oor jou stryd. En optree, doen, prakties leef met watter geloof jy ook al het. Die kwaliteit van jou geloof red jou nie. Die objek van jou geloof red jou. En jy kan alles, elke oomblik, elke gawe, elke besitting, wet op hierdie man met die naam Jesus. Jy sal nie 'n beter objek vir jou geloof vind nie. As jy daardie geloof wil hê, kom dit as 'n geskenk wanneer jy jou lewe vir Jesus oopmaak. En miskien moet jy vandag die deur oopmaak en sê, Here, hierdie huis is deurmekaar, maar kom in. Miskien moet jy vandag erken in jou geloof, dat jou geloof klein is, en God vra om jou te help in jou ongeloof. Miskien moet jy vandag ophou probeer om in jou eie krag tot by die 60ste vloer te klim, en eenvoudig die sleutel ontvang wat vir jou aangebied word. Wat jy ook al vandag nodig het, weet dit. Christus klop. Hy klop met sy woord. Hy klop met sy teenwoordigheid. Hy gee nooit op om aan die deur van jou lewe te klop nie. Laat hom inkom. Hy bring een van die grootste geskenke van jou lewe saam met hom. Geloof. En dit sal altyd bly. Kom ons bid saam. Here, ons praat oor om U te vertrou. Party van ons het nie daardie vertrou op die oomblik nie. Party van ons wil ons lewens en gedagtes meer oopmaak vir U en U woord. En ons vra dat soos U ons lewens en ons denke met U teenwoordigheid inkom, U die saad van geloof in ons sal plant. En Here, en daar's party van ons wat regtig seer gekry het al. Ons geloof is min, ons vertroue is geskenk. Ons vra vandag dat ons die klein bietjie geloof wat ons het kan uitoefen, sodat dit kan groei en groei en groei. So kom Here, seën ons met geloof vandag deur die woord, in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het. Ons gaan vir die volgende 40 dae op 'n reis waar ons Jesus meer wil ken, hom volg, ons geloof wil groei in wie hy is, hoe hy die lewe geleef het. En op ons lentreis van 40 dae is daar elke dag 'n oordeenking waarmee jy kan reis. Ons gaan hom leer ken en hoe hy gebid het in die moeilike omstandighede van die laaste dae van sy lewe. Ons gaan tyd spandeer in die psalms wat in hom geleef het en waarmee hy groot geword het. En ons gaan saam met hom na die kruis, na Golgotha. En ons bid soos Paulus, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, deur gelyk te word aan hom, selfs in die dood. Meer inligting hieroor is beskikbaar op ons webtuiste en jy kan ook die lentgids aflaai op ons YouVersion Bible app. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus,
Die liefde van God ons Vader en die vrede van die Heilige Gees is en bly met jou. Amen.